Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Sesina Jooste, 'n bekende koskenner en opleidingsspesialis, ook die hoofbeoordelaar van die tweede Suid-Afrikaanse Preserveer Kampioenskappe. Sesina, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. So, dit is nou die tweede keer wat julle hierdie Preserveer Kampioenskap hou. Oor die 700 inskrywings, 85 vervaardigers. Wat sê hierdie rekordgetal van die belangstelling in preserveerprodukte, veral spesifiek in Suid-Afrika? Ja, ek dink mense kan hierna kyk van twee kante af. Die een kant is van die verbruiker se perspektief en die ander kant is van die vervaardiger se perspektief. So ek dink dit bewys vir ons dat daar 'n behoefte by vervaardigers is om erkenning te kry vir die gehalte produkte wat hulle maak, vir die innovasie wat gebeur, en dan ook vir die produkte wat hulle aanbied aan die mark. So by die mark se kant of by die verbruiker se kant is dit 'n bewys dat die verbruiker op soek is na produkte wat 'n gehaltemerk op het. Hulle staan voor rakke en moet 'n keuse maak. En die oomblik as daar 'n gehalte erkenningsmerk is, dan is dit vir hulle makliker om die besluit te neem. Ek het met 'n paar van verlede jaar se wenners gesels en almal het vir my te kenne gegee dat daar 'n merkbare stygings in die verkope van hulle produkte was waar daar die kwaliteitsmerk op aangebring was. So, die inskrywings het van 456 verlede jaar na 700 hierdie jaar gestyg. Wat dink jy dryf hierdie enorme groei? Soos ek sê, dis beide vraag en aanbod. Hierdie kompetisie is 'n nasionale kompetisie, so dis nie net 'n klein kompetisietjie wat in 'n streek gebeur nie. Produkte het sover van KZN en van al die provinsies afgekom om op die tafel te land vir beoordeling. En natuurlik steek die beoordelaars ook kers op internasionaal om te sien wat moet die standaarde wees. So ek is oortuig daarvan dat hierdie kompetisie net van krag tot krag sal gaan en dat ons volgende jaar nog meer inskrywings gaan sien as wat ons hierdie jaar gesien het. Nou, hierdie preserveerders spesifiek, is dit net almal plaaslike vervaardigers of is dit ook meer bekende handelsmerke wat uitvoer na die buiteland toe? Okay, so enige een kan inskryf, enige persoon solank jou produk op die mark beskikbaar of in die mark beskikbaar is. So dis definitief groot kommersiële vervaardigers, die bekende name in die bedryf wat jy op die supermarkte rakke sien, maar ook baie produkte wat jy net by padstalle of gemeenskapsmarkte kan koop. En dit gee 'n geleentheid vir hierdie kleiner vervaardigers om basies hulle produkte bekend te stel, miskien ook nuwe sakegeleenthede te kry, maar dit gee ook 'n geleentheid vir die groot handelsname om te besef of te meet aan hulle konsekwente standaard. Want die verbruiker, as jy 'n groot handelsnaam se produk koop, wil jy elke keer hê dit moet presies dieselfde wees as die vorige keer. Daar is natuurlik seisonale invloede op die produkte. Party jare is die perske soeter as ander jare, maar die vervaardigers weet nou al ook hoe om die seleksies te doen sodat die produk so konstant as moontlik kan wees van jaar na jaar. So ongelooflik om te weet, daar was oor die 100 klasse gewees. Dis nou van konfyte tot bladjaan tot pestos, olywe en baie meer. Maar was daar hierdie jaar spesifiek iets wat bietjie meer interessant was as vorige jare wat julle dalk gesien het? Ja, beslis. Ek dink dat die twee kategorieë, ons beoordeel ook op in twee kategorieë wil ek amper sê, of een van die onderafdelings, een van die kriteria is dat die beoordelaars moet kyk of na tradisionele integriteit van 'n produk, sê nou maar so slap hakskientjies, is dit regtig soos wat slap hakskientjies moet wees en soos wat mense dit nou oor die jare leer ken het, of iets soos chakalaka, of is daar innovering en vernuwing? Nou by die vernuwingsafdeling het ons nogal regtig interessante goed gesien, soos byvoorbeeld heuning gefermenteerde knoffel, of marmelade met tequila by, so effens van 'n skop,
of ek dink aan rooibostee en peerkonfyt. Nabas, 'n interessante produk wat 'n sampioenagtige ondergrondse, kom ons noem dit maar truffel is, maar ons het gepikkelde nabas gesien. Ja, so 'n interessante innoverende kombinasie van produkte is beskikbaar en natuurlik dit staan man teen man regop teen die tradisionele verwagte produkte. Wel, baie van hierdie kombinasies klink soos iets wat Hilda van Sewende Laan bymekaar sou gesit het, maar ons gaan nou verder gesels as ons gas op Grootplaas vanoggend, Cecina Joos, sy sê 'n bekende koskenner en opleidingsspesialis, ook die hoofbeoordelaar van die tweede Suid-Afrikaanse Preserveer Kampioenskappe. Ons is terug op Grootplaas net hierna. Hier is ingeskakel op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend Cecina Joos, sy is die hoofbeoordelaar van die tweede Suid-Afrikaanse Preserveer Kampioenskap. En Cecina, net so voor die breek het jy ons vertel van interessanthede wat hierdie jaar te siene was by die Preserveer Kampioenskap. En nou, ons het gehoor van 'n ding genaamd slap hakskeentjies. Ek ken 'n paar ouens wat ook so oor die naweek van daai het, maar wat presies is 'n slap hakskeentjie? Slap hakskeentjie is 'n klein pikkeleie wat in 'n soetsuur mosterdsous ingemaak is. So dit klink ongelooflik interessant. Nou, die beoordeling weet ek is blind gedoen en ons het 'n paar foto's al gesien van al hierdie verskillende stasies wat geproe moet word. Hoe verseker julle dat tradisionele resepte dieselfde kans kry as van die moderne, meer eksperimentele produkte? Ja, so elke produk word onafhanklik met ander woorde, dit word nie bespreek nie en blind geproe deur minstens 5 beoordelaars. Hierdie beoordelaars kom met baie kundigheid, so dit sluit nou in produkontwikkelaars van wat produkontwikkeling as 'n werk doen. Dit sluit in mense wat in 'n laboratorium werk wat sensoriese evaluerings doen, landboukundiges, huishoudkundiges, chefs en dan veral gewone ingeligte verbruikers is almal deel van hierdie paneel wat kyk na die produk. Die produkte word geëvalueer volgens spesifieke kriteria vir elke produk. So sê net maar ons vat iets soos kweperkonfyt. Dan kyk ons na die voorkoms, die tekstuur, die smaak, die dikte van die stroop en by elkeen van hierdie afdelings is daar kriteria wat voorgeskryf word. En dan is daar ook die Engelse woord is 'n scoring grid om te sê wanneer gee jy 5 uit 10 wanneer is dit 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 uit 10 sodat daar was meer as 60 beoordelaars, sodat maar al 60 beoordelaars gebruik dan presies dieselfde of so naas moontlik aan dieselfde scoring grid om te sê hierdie produk is 10 uit 10, daar is niks wat op hom verbeter kan word nie. Of hierdie een se stroop is 'n bietjie dun ensovoorts. So aan die einde kry elke inskryweraar of elke vervaardiger kry dan 'n opsomming van die kommentaar van die verskillende beoordelaars. Om te weet presies hoe is jou produk beoordeel of geëvalueer en waar pas hy as jy jou wil self gaan op 'n raamwerk pas. Waar pas hierdie produk op die raamwerk in die groter mark? So ons het ook 'n klein voeltjie hoor vlei dat een van die beoordelaars bietjie trane in die oë gehad het nadat hulle geproe het. Nou wat is dit van tradisionele preserveerprodukte wat sulke sterk herinneringe en emosies in 'n persoon kan opwek? Ja, dit gaan oor die sensoriese ervaring. Enigiets wat jy kan ruik of sien of voel, maar veral reuk. Bring mens baie keer terug na waar jy vandaan kom. Jy stap in die gebou in en jy ruik hierdie, amper wil ek sê nostalgie, jy proe die aromas en die smake daarvan. So hierdie persoon is 'n beoordelaar, 'n bekende persoonlikheid en het gesê toe sy die gesnipper of die halwe perskes in stroop begin proe, het sy letterlik 'n knop in haar keel en trane in haar oë gekry, want dit het haar so teruggevat na haar oorlede ouma se kombuis waar hulle staan en hierdie perskes in lê
en die stroop en die gesels en die hele ervaring wat daarmee saamgaan, nie net die produk alleen nie. So vir baie van die mense wat wel daarso was, het hierdie preserveer journey, as ek dit so kan stel, half begin om 'n ekstra inkomste te verdien ensovoorts. En dit het nou in volwaardige ondernemings ontwikkel oor tyd. Watter geleenthede sien jy vir hierdie klein produsente in die toekoms? Ja. Ja, hierdie is beslis 'n platform waarop hulle produkte dan nou kan bekendstel en veral as daar 'n erkenning kom. Jy het nou net gepraat van die 14 kategorieë in die 100 klasse. So byvoorbeeld vir elke klas, kom ons noem dit nou maar weer appelkoeskonfyt, is daar 'n wenner. So as jy die wenner in die appelkoeskonfyt klas is onder die konfyte kategorie, dan kan jy hierdie Agri Expo sticker op die bottel sit. Soos jy gesê het, baie van hierdie ontwikkeling het begin as 'n nood. Ander het begin omdat daar 'n totale oorskot in die mark of op hulle plaas of waar ook al was en hulle moes begin waarde toevoeg tot 'n produk wat hulle het. En dan vir ander was dit 'n geleentheid. Hulle het 'n kundigheid of hulle het 'n passie om 'n produk te maak. Ek dink byvoorbeeld aan, ek het nou net gepraat van die gefermenteerde heuning. Susina, ek is jammer, ons gaan jou ongelukkig net daar met afsit, want ons tyd hardloop 'n klein bietjie uit. Dit is ons gas vir vanoggend, Susina Jooste. Sy is 'n bekende koskenner en opleidingsspesialis, ook die hoofbeoordelaar van die tweede Suid-Afrikaanse preserveer kampioenskappe. Dis alwaar vir ons tyd het vir Groot Plaas, ongelukkig vanoggend, maar ons maak môreoggend weer so.